Piet Goldenhuis is boer op die Heidelbergvlakte in die koers van Witstrand in die Weskaap. Hy het lank gesukkel met die plat terrein en soos ander boere in die omgewing, was winderosie 'n groot probleem. Vir jare het hy konvensionele metodes soos sploeg en stoppelbrand gebruik. In 1989 het 'n keerpunt gekom toe Piet besef het hierdie praktyke is nie volhoubaar nie. Ondanks struikelblokke het sy vasberadenheid hom genoop om in die buiteland inspirasie te soek. Hy het met Jackie Man na Australië gereis en waardevolle kennis teruggebring. Vandag is die resultate van Piet se toewyding sigbaar in die gesonde toestand van sy grond, 'n bewys van bewaringsboerdery se doeltreffendheid. Piet se verhaal illustreer die positiewe impak van bewaringsboerdery op die land en in 'n boer se lewe, 'n bron van inspirasie vir ander om volhoubare praktyke te verken vir 'n welvarende landboutoekoms. Piet! Môre, dankie. Sjoe man, lekker om te ontmoet. Baie welkom hier op Kleinbosjewel. Dankie. Goed om jou te ontmoet. Sjoe man, dit is 'n mooi wêreld hoor. Ja, kom maar stap en wys ek jou die wêreld. Mijn naam is Pieter Goldenhuis, boer op de Heidelbergvlakte. Dus je het 40 zomers om te doen wat je wil doen. Ik is nu daar, maar ik voel als nog een paar uur, dus we gaan nog volstroom aan. Het is de gemengde boerderij, contantgewassen, koring, gars, canola. Dan wisselen we het af met lucerne, als een peelgewasverwijding, wat is met merino wolskapen benut. Piet, vertel my so 'n bietjie, waar kom jou passie vir landbou vandaan? Ik geloof een boer wordt geboren. Je kan niet een boer maken. En vooral om op plaats groot te worden is belangrijk, want dan leer je van kleins af die dingen wat zaak maken om zo'n boerderij te kunnen dat volhoubaar wees. Ik thans is al die 50 geslag op die plaats. En mijn zoon wat thans hier blij en boer is die 6de. Mijn kleinzoon zal hopelijk die 7de wees. Vertel my 'n bietjie van die distrik en waar presies ons is. Dan aan ons boere wat as bekend staan as die Heidelbergvlakte. So jy kan sien is 'n groot plat gebied. Ons kry maar net so 365 mm reën in 'n jaar gemiddeld. Daarvan kry ons net ongeveer 200 mm wanneer ons gewasse in die grond het. Verder het ons 'n moeilike gronde wat baie varieer. Ons het van baie lekker diep swaar rooi gronde tot ligter sanderige gronde en baie klippe soos jy hier kan sien. My oupa en oupa grootjie het maar geboer met volstruise, skape, bokke. Met my pa het, soos ek gesê het, in die 50e jare begin deur die Renosterbosveld om te ploeg. Hulle het eintlik 'n ander opsie gehad hier, want dis al maniere wat van die bosse ontslae kon raak. En dit was ook die enigste implement wat hulle op daai stadium gehad het. So hulle moes maar ploeg, dit het hulle maar net so aangehou. Dinge het seker aansienlik verander sedert jy hier begin het, destyds te begin boer het, nee. Ja, dinge het ongelooflik verander, dankie. My eerste gedagtes aan boer en grondbewerking gaan terug van myself as 'n seentjie van so 6 jaar oud. Die standaard praktyk was maar altyd om na die eerste somerreën die stoppels af te brand en dan is die grond omgeploeg. Dan kyk ek reg agter my waar die ploeg dan net die grond omkeer as die grond is mooi nat en donker en jy kan dit ryk. En dan kyk ek hier langs my waar ek net sê maar halfuur tevore geploeg is en die grond is reeds vaal en uitgedroog. En net ek die verskeie geleenthede vir my pa gevra, maar hoekom ploeg ons dan die grond om? Pa klaar altyd is droog. Nou ploeg ons die lekker nat grond hier onderuit, dat die son en die wind dit kan uitdroog. En die beste antwoord wat hy my ooit kon wees, sê nee wat my kind, ek weet nie, ploeg maar net, almal ploeg. Maar dit het my op daai jong stadium al gepla en het ek altyd gesoek na iets beter. En dit het eers veel later gekom. Na skool is ek Weermacht toe, universiteit toe en toe ek weer op die plaas kom. Met my paai gekruis met 'n besondere man met die naam van Jackie Man. Toe ek hom nou ontmoet het hy reeds nie meer sy lande gebrand nie en het reeds na 'n stoppelbewerking oorgeskakel waar hy met tandimplemente in plaas van 'n ploeg maar die lande bewerk het. En op daardie stadium moes ons maar die lande werk, want ons moes die onkruid op een of ander manier doodkry. Ons het toe maar koppe by mekaar gesit en ons stadium net besluit maar ons moet hierdie bewerkings eenvoudig stop. Ons kan nie daarmee voortgaan. Sjoe, maar die reis aan presies, né? Dan in hierdie land is nou 'n tweede jaar in rotasie na veiding. Hier lê nog van verjaar se strooi, alleen nog van verlede jaar se strooi en daar eers kom jy by die grond uit. Hierdie deklaag beskerm ons grond teen son en ook teen reën, dat die impak van reën op die grond nie so hard is nie. As jy aangaan kan jy sien, die grond is sag. En as dit nou winter is en die grond is nat, kan jy selfs as jy dit in aardworms in die grond kry.
So dit is basies wat ons wil bereik met die stelsel. Ons wil die grond beskerm deur soveel as moontlik deklaag bo op die grond te hou, maar die geheim is om nie die stoppel te meng met die grond nie. En dan begin die stoppel verteer en dan gebruik dit 'n klomp stikstof en kry jy 'n stikstofnegatiewe periode in jou grond. Ja. Piet, dis verskriklik sag, maar dit was nie altyd so nie, né? Nee, dan kan toe ons met die stelsel begin het, as jy hier sou kom sit, was die land net so hard soos 'n pad. Sjoe. Vroeger jare was maar die praktyk om hierdie stoppels als af te brand en dan met skottelploë die grond om te keer. Dit het oor jare gemaak dat die grondstruktuur vernietig is en dat die grondlewe basies vernietig is. En ons het 'n geweldige klomp vog verloor in die proses. Ons het dit totaal omgekeer met hierdie stelsel. Hierso omdat ons 'n goeie struktuur het, bly die grond lekker sag en los en dit maak dit dan ook vir ons moontlik om direk te kan plant in die grond met so min as moontlik bewerking. Dis die een geheim van die hele stelsel. Sjoe. Anders as wat enige nigter denkende mens sal doen, dit op klein skaal probeer, het ek net besluit dis die pad en ek gaan dit doen. En ek het geweet die implement kan dit nie regtig hanteer nie. Maar nogtans het ek maar besluit dit gaan nou so wees. En ons is lekker op vakansie en eerste somerreën val en dan jaag almal huis toe. En die lande moet nou geploeg word. En my pa het my so gekyk, ek sit rustig by die see, ek gaan nie terug plaas toe nie. Toe vra hy vir my na so 'n dag, nou wanneer gaan jy nou jou lande brand? Toe sê ek, nee, ons gaan nou nie meer brand nie. Toe het my snaaks gekyk en so 'n dag wat later te sê, nou wanneer gaan jy nou ploeg? Toe sê ek, nee, ons gaan nie meer ploeg nie. Net sy kop geskit en sê, jy gaan jou gat sien. Op daai stadium het ons stroopers glad die kerwers opgehad nie. So hier het basies rye strooi gelê, wat dit vir ons geweldig moeilik gemaak het, aangesien ons implemente op daardie stadium glad nie die strooi kon hanteer nie. Behalwe dat hulle nie strooi kon hanteer nie, was die wegbreekaksie op die tande so lig, dat hulle nie in die harde grond kon ingaan nie. So ek onthou toe ek daai jaar hier begin het, was ek maar baie skepties. Ek het gedink, hier, nou kan dit werk. Maar toe in 1991, toe was ek dus my derde jaar wat ek so geplant het, was 'n verskriklike droë jaar. Dus ek maar my lande wat nie gewerk was nie, kom ek gaan op. En oral verder waar ek ry, waar die lande geploeg was, bly die lande rooi. En die kommentaar was gewoonlik, dit reën meer by jou. Inteendeel was dit nie meer gereën nie, ons het die vog bewaar. En dit het ons net geïnspireer om voluit te gaan vir die stelsel. Sjoe. Die grootste les is maar net dat as jy met iets begin waarin jy glo en dit werk nie dadelik soos jy gedink het dit gaan werk nie, dat jy wel met moed hou en aanhou en dit moet maak werk. Jy moet positief gaan soek na maniere om dit te maak werk as jy daaraan glo. En toe die nuwe implemente begin beskikbaar raak, het dit ons lewe handomkeer verander en net baie makliker gemaak. Ek het in 1989 begin met die huidige implemente wat ek gehad het. Ons het geweldig gesukkel daarmee. Toe hoor ons van 'n Australiese maatskappy wat implemente maak wat beter kan werk aan stoppels. En ek het een van die goed gekoop sonder om te sien. En as deel van die prysgeld kon ek Australië toe gaan om na die fabriek toe te gaan. En dit was 'n lewensveranderende toer, daai 2 weke wat ons daar was. Piet, dis nou van die nuutste tegnologie wat hier op jou plaas staan. Wat het jy voorheen gebruik en hoe was dinge dan? Wel, dankie. Toe ons begin het met die stelsel, het die implemente heel wat anders gelyk as wat ons hier het vandag. Daai arm wat jy nou daar sien met die skaar en onder is basies wat die grond losmaak. Op die ou implemente was daai arms baie nader aan mekaar. Dit het die vloei van stoppel tussen die tande deur beperk. En ongelukkig was die wegbreekkrag op daai tand baie ligter wat hy eintlik het. So ons het fisiese probleem gehad om die skaar wel in die grond te kry, want die grond was op daai stadium nog baie hard. Hier is nou 'n skaar wat diep loop en agterom is 'n buis. Die kunsmis val gewoonlik daar en val dit diep onder in die sloot. En die tweede buis val ons saad hier en dit word die diepte wat die saad val word beheer deur hierdie verstelling op die drukwiel. Op die ouer implemente het ons geen beheer gehad oor die diepte van die saad nie. Jy kan dit presies plaas, jy kan jou kunsmis diep plaas, jy kan absoluut maak wat jy wil. En omdat die arm so lekker hoë wegbreekkrag het, saai ons gemaklik in die harde grond en deur die stoppels. Dit is 'n presiesieplant implement. Die persoon wat die implement ontwerp het, was 'n ene John Ryan, 'n baie bekende ou. Toe begin hy verduidelik hy spesifiek 'n implement ontwerp om 'n stelsel wat hy gedink het kan werk te kan hanteer. Die stelsel berus op 3 bene. Jy moet so min as moontlik werk. As jy kan net plant.
Jy moet soveel as moontlik bedekking bo op die grond hê. En jy moet 'n gesonde rotasie hê. En hy het dit nogal baie erg beklemtoon dat die rotasie moet 'n peulgewasjaar insluit vir elke jaar wat jy kontant gewas het. En toe begin die hele ding vir ons sin maak. Daai ommeswaai van konvensionele landbouboere praktyke na bewaringslandbou, wat het julle aangemoedig om oor te skakel? Hoofsaaklik uit 'n grondbewaringsoogpunt het ons oorspronklik daaroor begin redeneer en gesels. So het die aanvanklike begin was dus om erosie te beperk. Al die ander voordele wat ons gekry het, was 'n bonus. Ons het eers daaraan gedink nie. Ons het nie gedink dat die stoppels vir ons klomp vog gaan bewaar nie. Ons het nie gedink dat ons grondlewe gaan stimuleer nie. So toe daai prosesse aan die gang kom, het dit ons gemotiveer om aan te hou met die stelsel. Maar dit het nogal moed geveg om daai eerste tree te gee en 10 die stroom op anders te wees. En vandag, 40 jaar later, sien ons die resultate daarvan. Sure. Johan Ryan sien toe ons stel belang en uit die loop van die gesprek vra hy toe vir ons of ons al canola in ons rotasies gebruik in Suid-Afrika. Op daai stadium het nog nie een van ons eers gehoor van canola. Ons weet daar bestaan so gewasse. En dan verduidelik die hele ding mooi aan ons wat canola vir jou kan doen. Is 'n lekker breë blaar gewas anders as ons grasse wat ons plant. Waar jy baie lekker kan onkruide beheer en dit het 'n lekker penwortelstelsel wat die diepe grondlaag indring en losmaak. En ek het net dadelik die waarde van die gewas besef en toe in 1995 toe plant ek hierdie 2 hektaar canola. As 'n ingenieur vir jou 'n brug ontwerp en hy sê jy moet 3 pilare hê as jy die brug bou, gaan jy hom nie net met 2 pilare bou nie. Nou die 3 basiese beginsels van bewaringslandbou is minimumbewerking, wisselbou, so jy kort verskillende gewasse daarvoor en bedekking op jou grond. Jy kort al 3 daai beginsels van bewaringslandbou om die voordele daarvan te kry natuurlik. Nou voor canola daar was daar nie regtig wisselbou gewasse nie. Die mense het geboer met koring en koring alleen. En hoe meer kontant gewasse ons kan hê wat ons kan verbou, hoe beter. Maar iemand moes in die begin die kans gevat het om 'n gewas te plant vir dan nie industrie voor is nie, met 'n klomp nuwe uitdagings om daai nuwe gewas te verbou en dit te maak werk binne in sy stelsel. Dit is nie 'n maklike gewas om te verbou nie. Dit is 'n geweldige klein pytjie wat baie dan geplant en die oesproses met canola is net so uitdagend. Ons is gelukkig in 95 dae by daai navorsingsstasie het hulle ons so 'n bietjie voorberei in hoe om die gewas te plant en hoe jy moet hanteer en hoe jy hom moet oes. En so het ons begin canola plant en net besef maar hierdie gewas het vir ons geweldige voordele. Dit is moeilik om my eerste stap te vat, die risiko te vat, maar dit kan tot groot sukses lei, soos in die geval van canola. En die motivering daar agter was om beter gewasrotasie te hê, maar sedertdien het dit in 'n hele industrie ontwikkel. Ewe skielik is canola 'n kompeterende gewas vir koring. Dit is 'n belangrike kommoditeit op elke plaas en nou het ons nie net meer 'n wisselbou gewas nie. Ons het iets waaruit ons geld kan maak. Die industrie wat rondom canola in Suid-Afrika gebou is, het sy oliekoek, het 'n geweldige impak. Dit is grondstof wat nie ingevoer word nie, wat plaaslik geproduseer word. Die buitelandse valutevoordele daarvan is enorm en vir hierdie swellende Middelburg distrik het dit natuurlik geweldige ekonomiese voordele vir die mense wat hier woon en werk. Kelly, ek kuier vandag by een van Suid-Afrika se top canola boere. Ek wil nou 'n bietjie vertel van sy proses. Maar waar presies pas Southern Oil in? Hoe pas julle in die bedryf in? Southern Oil is in 1995 deur Sentraal Suid Koöperasie gestig om waarde toe te voeg tot hierdie nuwe gewas. Dit is toe 'n gewas wat net begin is in hierdie gebied en hulle het gedink dis 'n geleentheid vir hulle om 'n bietjie waarde toe te voeg aan die produksieketting. En dit was maar nog altyd ons missie om vir die totale bedryf voorsiening te maak en ons het so saam met die bedryf gegroei. Ons werk baie nou saam met die boere. Ons is 'n baie goed geïntegreerde besigheid en bestuur die produk van die plaas af tot by die fabriek en regdeur tot by die verbruiker wat ons aan in staat stel om totale kwaliteit te verseker. Olie is mos nou julle groot produk, maar daar's natuurlik ander produkte wat julle ook produseer uit
die canola uit? Vertel ons 'n bietjie van dit. Ja, as ons nou pers is die byproduk is oliemeel of oliekoek wat 'n proteïenbron is vir die plaaslike veevoerbedryf en dan van die olie vervaardig ons eerstens verpakte olie, gebottelede olie vir die grootste deel van die Suid-Afrikaanse mark en dan voeg ons ware toe deur mayonnaise en sandwich spread en nog ander gegeurde mayonnaises te maak. En dan is daar natuurlik 'n bulkmark waar ons die olie verskaf as 'n bestanddeel vir voedselvervaardigers en ons is besig om dit te posisioneer as 'n baie prominente braaiolie. So baie opwindende geleenthede om te groei. En as jy nou moet kyk in jou kristalbal, hoe lyk die toekoms van canola in Suid-Afrika? Ons sien dat canolaolie 'n groter aandeel van die mandjie gaan vorm vorentoe. Maar ons gaan 'n groot bydrae aan speel. Suid-Afrika is nog 'n netto invoerder van olies. So die groei in die canolabedryf gaan 'n rol speel om daai invoere te verminder. Wat opwindend is canolaolie kan teen 'n meer bekostigbare prys vir die groter publiek bekostigbaar raak. Jy weet so die gesondheidseienskappe raak toeganklik vir die algemene publiek. So dit is die geleentheid wat hom voordoen. Die teksboek sal sê vir elke kontantgewas moet jy 1 jaar 'n peulgewas hê. Nou, ons peulgewas is nou maar lucerne. So ons doen 'n rotasie van 5 jaar kontantgewasse, 3 jaar koring, wat meeste mense sê nie kan werk nie. 1 jaar gras, 1 jaar canola, wat opgevolg word met 5 jaar lucerne. Want as jy die 5 jaar in lucerne gebruik om absoluut alle grasonkruide te elimineer en dood te spuit, dan kan jy 3 jaar koring na mekaar suksesvol plant. So Piet, hierdie is die lucerne, hè? Ja, dankie. Dit is 'n belangrike deel van ons stelsel. Aangesien ons 5 jaar kontantfase het en 5 jaar weidingsfase. By ons wat so relatief droë gebied is, dink ek, is skape eintlik net goed vir die stelsel. Hulle los vir ons 'n klomp organiese kunsmis op die grond. Wat meetbaar is op 'n einde van die dag, jy kan sien daai mis in die urine, jy tel dit op. Dis 'n groot voordeel in die volgende jaar. Die lucernplantjies is baie droogteverdraagsaam. En sodra dit nou weer reën, sal die lucerne uitloop. En groot as jy wil, as ons genoeg reën kry in die somer, staan hy so hoog en dan kan jy hom sny en bale maak. So dit is nou maar waar ons saaklik ons merino skape aanhou en waar hulle loop en wy en dan bied die lucerne as 'n peulgewas vir ons baie voordele ook in die kontantfase. Ons probeer ons menslike voetspoor so klein as moontlik maak. Ek wil so min as moontlik stikstof gee. Ek wil so min as moontlik fosfaat gee. Ek wil die absolute minimum chemie gee. 'n Baie groot voordeel van die lucernweiding is dat daai wortel baie diep gaan voedingsstowwe myn, fosfate wat onbereikbaar is vir 'n kontantgewas. Wanneer die plant dan doodgaan, word daai fosfate beskikbaar vir jou volgende gewas. Behalwe dit bind lucerne vir ons 'n groot klomp stikstof in die grond. In die laaste 20 jaar binne in die groeiseisoen het ons reënval van 564 mil tot 170 mil gevarieer, wat astronomies is. En oor daai varierende jare het ons gesien met 20 jaar se data die hoogste koringproduksie, die beste koringkwaliteit kom uit die stelsels uit waar jy vee en koring in dieselfde stelsel het, so jy het weidingsstelsels ook en spesifiek peulweidings wat stikstof in die grond sit wat dan vir jou daai hoë produksie gee en hoë kwaliteit. En die ander voordeel van daai diverse stelsels is jy het vee wat van jou onkruide beheer. Jy hoef nie dood te spuit nie en jy gee minder kunsmis. So dis 'n laer insetstelsel wat meer stabiel is, hoër produksies, hoër kwaliteit produksie en dan meer geld op jou eindel. Jy wen al die pad op daai ene. Piet, ek sien al jou 42 kampe hierso, maar waar presies is ons nou op die plaas? Ons staan nou bo op 'n rand, wat ons noem ons duineveld. As jy nou so kyk, Duncan, daar bly ons. Daar het my oupa gebly. Aan die kant het my oupa grootjie gebly. Ons hele familiegeskiedenis het hom hier afgespeel. Die eerste goudenhuis het hier ingekom 300 jaar gelede. En ons is vandag nog steeds hier. Piet, waar dink jy, waar sou jy gewees het sonder bewaringslandbou? Wel, Duncan, ek weet nie of ons nog nie sou gewees het nie. Om jou die eerlike waarheid te sê, ons is deur die omstandighede, deur klimaat, deur die spesifieke streek waarin ons boer, gedwing na bewaringslandbou toe 40 jaar terug. Ons opbrengste het as gevolg van bewaringslandbou primair met die reën verdubbel. Ons insette is baie laag,
So sonder bewaringslandbou kan ek nie sien dat is vir jaar hoegenaamd oeshou gehad het nie. Ek gebruik graag die term oorlewingslandbou. Want dit is miskien hoekom ons aanvanklik met die stelsel begin het. Ons het besef ons moet iets doen om te kan oorleef hier in hierdie gebied, om volhoubaarheid te kan boer, sodat ons nageslag ook eendag hier kan boer. En behalwe dat ons moet oorleef, het ek gevoel ons grond moet oorleef. En op 'n manier wat ons geboer het 40 jaar terug, sou ons grond nie oorleef het nie. Dit is maar die pad om natuur na te boots en 'n tipe boerdery soos bewaringslandbou toe te pas, om grondgesondheid te bevorder, om gesonde voedsel te produseer, insette minder te maak en met minder vog 'n redelike oes te kan produseer. Wat is jou advies vir boere wat kyk na bewaringslandbou en dink, jong, ek weet nie van die saakie? Wel, na 40 jaar is die enigste advies wat ek 'n man kan gee as hy nog nie daar is nie. Begin net. Dit is maklik vandag. Ons weet almal presies hoe die stelsel werk. Niemand meer hoef meer daaroor te wonder, daar is geen geheime nie. Ons deel graag met medeboere en ek dink die resultate spreek vanself. Dit is net 'n gegewe dat jy moet begin as jy wil oorleef in landbou in Suid-Afrika. Vooruit kyk, hoe lyk die toekoms vir bewaringslandbou, nie net in die distrikkie, maar vir Suid-Afrika? Ek het my pa gevra hoe kom ploeg uit te sê, weet jy. As my seun vandag vir my moet vra, hoe lyk die pad vorentoe? Sal ek ook maar sê ek weet nie, maar doen ten minste bewaringslandbou. Dan sal jy wel leef, selfs in hierdie gebied. Die toekoms van bewaringslandbou dink ek is baie rooskleurig, maar daar is tog, mense wonder altyd wat is die volgende stap? Daar moet iets verder wees, daar moet nog iets beter wees. Ons almal sal baie graag organies wil boer. Ons voetspoor nog kleiner maak. So ons voel die wiele is ontwerp, maar daar is altyd nog iets, nog 'n trappie wat ou na strewe en ek glo dat daar's 'n baie groot toekoms vir bewaringslandbou reg oor die hele land. Piet se verhaal is een van waagmoed, foute maak en oorlewing. Hy is 'n boer wat 'n kans gewaag het op 'n bewaringsboerdery, sonder enige waarborg dat dit sou werk. So baie mense, selfs sy eie pa, het na die besigheid gekyk en geglo dat hy eerder moes tou opgooi. Maar hy het voortgegaan en aanhou vorentoe beweeg. Vandag, as gevolg van bewaringsboerdery, het Piet nie net sy opbrengs verdubbel nie, maar sy insetkoste is soveel minder as 'n paar jaar gelede. Daar is 'n groot les uit Piet se verhaal te leer, en dit is: as jy nie waag nie, kan jy nie wen nie. En as jy 'n boerdery wil oorleef, moet jy bewaringsboerdery kans gee.